Die koffietafel. Ons gesels oor sport. Die lewe. En dis hier waar goeie koffie en nog beter gesprekke bymekaar kom. Kom gesels saam. Skalk, welkom Ja. by ons eerste koffietafel. Ja, ons het 'n koffietafel. Ek praat so dat die koek skrummel spat. Ja, nou oor die koffietafel praat ons sommer Oor alles. enigiets soos die toilet wat loop aan die agtergrond. Ja, en karre wat ry en mense met ongelukke maak in Ja. sport. Nou, 'n bietjie oor sport ook gesels daar. Wat dink jy nou van die cheetahs? Kyk, ek het daai laaste 5 minute het ek omtrent niks gekyk. Dit is letterlik, ek het my kop op die bank gestaan en gebid. Dit is so. Maar ja, veral met hy skop, hy laaste skop. Ja. Yes, nee, dit was vir my Ek het sien nie tergend as ek dit so kan. Ja, ek het gesit en vrek van die koue op daai stadion en was seker so 15 minute voor die tyd toe sê ek nee, laat ons 'n lyn sny. So jy het nie die skop gesien nie. Nee, ek het gelukkig dit nie gesien, maar ek het hom op TV gesien of op ek het TV gesien met hom gewys. Hy loop so mooi pale toe en toe vat die wind om toe druk hy net so 'n bietjie verby. Ek dog dis sien die kommentators wat daar was nou nie van die beste gehalte nie. En ek dog as heeltyd dis George Whitehead wat skop, toe dog ek ag nee, wat here we go. Jy weet, want hy mis niks nie. Dis een van die mees underrated spelers wat daar is in Suid-Afrika. Veral by die loskakels. Daai ouetjie moes lankal Springbok gespeel het volgens my. Ek weet nie, ek is nie 'n kenner nie. Veral nie op loskakelspel nie. Ek weet nie hoe voel jy daaroor nie. Nee. Maar ek sê die cheetahs, ja, wat jy sê is reg van Whitehead. Maar hy's baie ou manne ook. Ek het gister op Facebook gesien. Ek dink was Piet Eys, daar was ene wat het alles reg gedoen. Hy het uitgenooi vir die Springbok proewe toen tyd. En dan het hy nooit Springbok span gekry nie en hy was uitmuntende speler. Ek kan nooit nie onthou wie dit nie. Ek het gister dit nogal gelees. Maar die cheetahs het in die eerste helfte goed gespeel. In die eerste helfte was hulle die enigste span op die veld Ja, gewees. maar weet wat, dit lyk vir my so al hulle daai idee van, ag ons loop ver voor, ons hoef nie die tweede helfte nie meer te speel. Kom ons rus nou. En dit is waar ons die fout maak. Dit is nogal, maar ek dink hulle het hulle self uitgespeel op die eerste helfte. Ja. Dit is my idee daarso. Ek het so half gevoel, toe ek daai eerste helfte sien, toe dog ek nee wat, vanaand sit ons hulle ore aan. Ek het ook so gedink. Dis hoe julle moes gespeel het die hele seisoen deur. En dis hoe julle deel kan word van die Jorsie. Ja. Maar kom ek sê, vertel ek gou iets. Ek luister nou na die kommentators, dis nou kom ek sê, was nie van die beste gehalte nie, maar en ek raak niemand af nie. Maar die hele game weer, sê hulle, ja, die Vrystaat moet hierdie game wen, die Cheetahs moet die game wen, om te kan kwalifiseer en jy weet mos daai afkraak van Ja, nee. En dis soos jy moet 6 minute oor, toe sê hulle, ja net, daar's nog 6 minute oor, die Vrystaat kan nog hierdie game verloor en al sulke gippers. En na die tyd, toe is hulle net pro Cheetahs, dis toe is dit asof daar niks van dit was nie, dis net vir my... Jy kry maar sulke ouens. Maar ons soos 'n flip, so. Ja, soos 'n pannekoek weer omdraai. Die skeieregter was ook vir my party beslissings wat nie vir my baie lekker was nie. Ek weet nie, ek het hom nie my vergekike gehad om te kyk daar van die stadion af nie, maar dit klink vir my, hy het 'n paar goeie gedoen wat hoogvatte was, wat hy nie niks aan gedoen het nie, en sulke goed, jy weet. Daai geel kaart wat hulle gegee het vir die ou die tackle was 'n tackle gewees. Ja. Dis is hy
hy het tot sy hande om jou sy enkels gehad. Ja, ja. Nou, ek Ek weet nie, ek dit is verstaan jy nie. mag nie laag tackle, jy mag nie hoog tackle, en waar moet jy tackle? Nee, ek weet nie, dat jy moet hom los laat hy verbygaan. Want ek verstaan nie, miskien moet ek gaan vir opleiding in hierdie skeieregters boekie of whatever ook al aan hulle reëls laat mense net weet Veel waaroor. reëls en te veel spasie. Ja, nee, hier's te veel. Kyk, as ek 'n ou wil hê moet wen, dan sal ek sorg dat hy wen, jy weet. Kom ek gaan jou so stel, ek het die skeieregterskursus gedoen baie lank terug. En met al die reëls wat daar is in rugby, is daar te veel spasie vir interpretasie. Groot woord nog een, vroeg in die oggend. Ek het ook gedoen, ek was amper by die cricket gewees, ek praat nie daaroor nie, maar ek noem dit maar net. En daar is jou laws, nie reëls nie, die laws, soos wat hulle dit noem in Engelse, het vaste, dis soos dis of dit of nie. Of nie. Daar is nie Daar's nie 'n grey area nie. Ja. En in Ja. rugby is daar te veel grys area. Ja, en die een ou pas dit so toe en die volgende skeieregter pas dit anders toe. Kom ons vat net die scrums. Ja. Ja. Jy weet, by 'n scrum kan die een keer dan sê hy maar die een span het die scrum laat val en dan net die volgende scrum dan sê hy wanneer dit was nou die ander span gewees. Ja. En dan sit hy staan aan die ander kant van die Hoe skram. bepaal jy dit nou? En dan jou vaskoppe aan die kant, dan laat val die een hom, dan sê hy nee, nou Dis die ander kant. die ander kant het hom nou laat val. Maar hy kyk nie wat het die kant gebeur. En ek weet hulle het nou die voordeel daarvan van 'n TV skeieregter. Maar dat partykeer gaan hulle op TV skeieregter toe en weet ek nie wat soek hy op die veld nie, want het lyk my hulle beheer hom by die Ek dink TV. daar's te veel. Ek kan ons verstaan dat daar was ouens gewees wat kopbeserings gekry het en Ja, dit verstaan ek ook. wat nou breinbeserings het en Ja. wat nou allerhande siektes het, daar is gevolg daarvan. Maar ouens in rugby is kontaksport. Nee, dis 'n kontaksport, Pieter, en ek verstaan nie, daar's baie goed wat ek nie verstaan, ek wonder, ek ook nie partymal 'n harde hoop op die rugbyveld weggee, want Ek weet ek het. Maar ja. ek verstaan nie baie goed nie, dis nou ongelukkig so. Ja. Met skole rugby, Met skole rugby omtrent dieselfde. die ouens gaan kyk vir die Grey College, Sentraal, Chinfushie, wie ook al, kyk na hulle en dan begin hulle, hey, kom, jy kan Vrystaat toe kom, maar Kyk, dan het ons ongelukkig net nie geld nie, dan gaan hy na dan gaan hy bulle toe of iets. Deel Bulle toe of WP toe of Maar nou nie eers praat oor die skole rugby nie. Kry het hierdie naweek teen Boys High dink ek gespeel of Parel Gym, Ja. nie spesifiek onthou nie. Hulle het dit daarom gewen want ek sien op die skole ranglys is hulle maar 5de hierdie jaar en al die ander spanne is bo hulle en 'n skool wat van nowhere af gekom het en hierdie jaar die topspanne geklop het, Stellenberg in Kaapstad lê op nommer 1. Want wat gebeur het is, hulle het al hierdie topskole geklop en nou is hulle klaar, nou speel hulle net plaaslike dinge. So, hulle kan nie van die ranglys afkom van nommer 1 af nie. hulle is klaar daar. Hulle is klaar daar, hulle lê daar bo, hulle het al hierdie ouens klaar gespeel. Dis verby. Hulle het tot verkry geklop. So. Ja nee, maar kry, jy weet, jou goeie spelers die by matriek gaan uit, dan kry jy nou ander wat inkom. En maar oké, kom ons gee hulle 'n kans, miskien kom hulle weer by. Kom ons die naweek is dit natuurlik die Great Sentraal en Die groot Chinfushie se wat noem hulle dit Classics of so iets. Al die kinders is al up in arms daaroor. En
Kom ons kyk wat gaan daar gebeur. Ek weet nie hoe's Jean Fouché se eerste span nie, ek weet nie hoe's Sentraal se eerste span nie. Ja nee, En ek kan nie daar gaan kyk hoor. Ek kan nie die twee vir die twee spanne sê, yes, dis my span nie, want ek is 'n oud Sentraler. En die kinders is in JF. Ja, die kinders is in JF en my eie kinders was in JF so gewees. So ek is 50-50, jy weet. Kom ek gee so stil, my kinders was in JF gewees. Ek het hulle self wat kies vir dit. Hulle moes self kies JF of Sentraal. Dis is 'n maklike keuse. Hulle het JF gekies en ek self was in skool aan die ander kant, so Maroon skool. So maar San Plessis. Maar dis jare terug. Moet dit ook by sê. Selfs jy was in Sentraal, dit was Ja, toe nee, nie. dit is Ek dink nie hulle was op die plek gewees waar hulle nee, nou is. toe ek in Sentraal was hulle nog onder die Witperd se ster. Ja, Dit was waar hulle was. so dis nou, maar nou ja, laas jaar het blykbaar Sentraal gewen. JF hoop om hierdie jaar dit beter te doen. Ek sien hulle is all up in arms. Maar kom ons kyk wat gaan Maar gebeur. dit is ook nie net rugby daai nie, daar's netbal, ek weet, Ja, daar's die- skaak, daar's golf, daar's allerhande Die een meisiekant gaan dinges toe, gaan die ene wat net so seer gekry het met die ongeluk, sy gaan speel netbal. En die klein mannetjie, hy speel vanmiddag weer, maar dit is nou by die laerskool. So ek hierdie Saterdag is weer een van daai dae vir my. Want Wie wat Nicoline aan die ander ene werk. Die ene is by Sentraal, die ander ene werk voldag aan die ander kant. So is net ek en die Die koffietafel. Ons gesels oor sport. Die lewe. En dis hier waar goeie koffie en nog beter gesprekke bymekaar kom. Pieter, thanks, baie dankie. Dit was nou 'n lekker chat doen hierdie so. Ons maak weer so. vir koffie en by die koffietafel. Net so. So sien julle volgende week. Ja, ons sal 'n koffie en kontrak ook nog weer 'n bietjie doen. Maar ja, ons moet dit ook nog weer doen. Hy kom dalk volgende week uit Ja, ook hy sal- tussenin. Sal ons so tussenin sit. Ja. So van die Okay. koffietafel af, totsiens. Daar sê ek goed gaan. Koffie op die tafel. Gesprekke wat vloei. Van sport tot die lewe. Eerlike opinies, goeie stories. Kom sit saam. Die koffietafel. Gesprekke sonder grense.